van ons program op hierdie 4de Advent Sondag. Dit beteken dis die laaste Sondag voor Kersfees. Ek lees dan in die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 1. Vanaf vers 1. Die woord het mens geword. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal wat deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes oor die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, God self, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die getuienis van Johannes die Doper. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toegestuur om vir hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê, en dit is duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar. Ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is en hulle het hom gevra, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie sy skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Hierdie gedeelte dan op hierdie besondere Sondag voor Kersfees. Johannes wat gekom het om mense gereed te maak, om die pad vir die Here oop te maak, na die mense se harte toe. Baie het om aanvaar dat hy ook profeet is, en dat hy die waarheid praat. En tog, toe Jesus kom, het baie min daarop gereageer. Mag elkeen van julle luisteraars ook bewus wees daarvan, dat die Here partykeer iemand stuur om ook die pad na jou hart reg te maak, of dat jy die gestuurde is om die pad vir die Here na iemand anders hart reg te maak. En mag dit vir julle elkeen 'n wonderlike geseënde dag wees.
Ons weer is nie altyd maklik nie. Dit weet ons. Maar ons is nie alleen nie. Want die Here stuur ook die Heilige Gees om in ons te bly, om ons bekwaam te maak, sodat ons kan getuig met die gesag, met die wysheid, met die krag van die Heilige Gees. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.